En dit was baie goed. Die Here seën sy woord. Nou die Bybel praat hier van in Genesis. God het alles gemaak en het gesê dit lyk baie goed. Maar toe hy na die mens kyk, toe sê hy dit lyk baie goed. In ander woorde, ek wil my boodskap titel: stop om jouself te pynig. Jy het waarde. Sal ek weer sê, stop om jouself te pynig. Jy het waarde. As ons lees van 2 Samuel 4 sal ons sien, daar was 'n oorlog gewees. En Saul en Jonathan moet vlug vir hulle se lewe. En hulle kon dit nie maak nie. Die Bybel sê daar is 'n vrou wat vir Mephibosheth vat en met haar vlug. En sy gaan laat val. En hy word krepeel in al 2 sy bene. En die Bybel sê, hierdie jongman kies 'n plek wat genoem word 'n plek van stilstand. Lodebar. Sy pa, Jonathan, was 'n prins gewees. In ander woorde, Mephibosheth het toegang gehad na die paleis toe. Maar hy kies nie die paleis nie. Hy kies 'n plek van stilstand. As gevolg van sy seer. Sê vir die persoon langs jy, ek is die erfgenaam van God. Ek is die erfgenaam van God. Maar hoekom limit jy jou olie? Hoekom limit jy jou salwing? Hoekom limit jy jou eenvoudigheid? As jy iemand sien wat status het, kan ek praat met iemand? Die Bybel sê, sy vader was 'n prins, 'n hooggesiende man. Maar as gevolg van seer, dryf hierdie seer hom uit die plek uit, waar sy deurbraak was. En hy gaan na 'n plek toe, wat genoem word 'n plek van geen kommunikasie. 'n plek van geen visie. 'n plek van geen vooruitgang. 'n plek van geen voorspoed. 'n plek waar jou gawe stagneer. 'n plek waar jou roeping stagneer. 'n plek waar jou fisiese dinge stagneer. En die Bybel sê, hier kom 'n man van God, wat 'n verhouding gebou het met sy vader, Jonathan. Hy kom by die huis, by die paleis, en hy kom ontdek iets. Hier is 'n leemte. Sê vir die persoon langs u, my guns is